Hollanders het 'n ding wat hulle noem krokette. Nou ek maak 'n ding wat ek noem nie kroket nie, maar sy naam is 'n kroekket. So dis 'n boere kroekket. Kom kyk nou hierso. Jy begin met 4 van hierdie snye plastiek witbrood soos ons dit noem. Gewone gesnyde witbrood. Nou haal jy die korsies af. Dis maar die manne beklei terug as jy hulle wil sny. Maar die korsie gaan ek nou eers net 'n stukkie korsie vat want hierso is warm olie. En ek net kyk hoe warm hy is of ek gaan daar begin hy. Saggies maar korsie. Okay. Korsies hou ek een kant om te toets en die res is vir die voëls. Nou vat ons hierdie 4 stukke witbrood. En dit lyk soos niks nie, nee, wat maak 'n ou nou met hierdie brood? Ek het nou nie 'n koekroller hier nie, maar ek het 'n lekker ou bottel wyn hierso. Dis die lekkerste koekroller in die wêreld. Ons rol hom net effens plat. Nie te plat nie, want hy moet nog lyf hê. Elkeen van hulle rol ons plat. En die Hollanders gaan hulle doodlag vir my want hulle spandeer ure om 'n kroket te maak en hierdie ding smaak wragtig net so lekker soos 'n regte kroket en hy vat soos julle hier gaan sien vandag so 3-4 minute dan sy reg. Nou ek gaan sommer 'n klomp goeders in hom sit. As julle mooi kan kyk. Bladjang is die eerste ding wat ek wil insit. Daar is my messie. Ons smeer hom so 'n bietjie bladjang. Ons doen sommer al 4 basis van bladjang. Dis net om 'n soetheid te gee. Lekker bladjang. En natuurlik kaas. Nou kroket is 'n ding wat vra vir 'n goeie kaasie, maar ons gaan hom net aan die een kant insit. En so van daai ene. Ons het nog een daar. So 2 van hulle gaan ons kaas insit. Aan die een het ons heel mosterd. Ons het 'n lekker heel mosterd in die ene. Dis hierdie heel mosterd korrels moet daar compleet soos die Franse windgatte sê. Wat ek hier aan die een sit ek nie of julle mooi kan sien nie, bietjie muesli in hierdie ene. Lekker muesli. En wat het ek hier oor? O, gits, ek het sonneblomsaad. Kom ons gooi sonneblomsaad en daai ouens in. En dan het ek 'n bietjie sout. Net om smaak te gee, almal van dies. En hierdie een lyk vir my vaal, so ek het 'n stuk fillet steak wat ek oorgehou het. Ek het natuurlik lekker vars kruie ook, jy weet. So kom ons gee vir elkeen net so 'n ou vars kruie smaak. Hier soet basiliekruid wat ek sommer hier gaan sit en hierso is roosmaryn natuurlijk. Ek dink dis nog genoeg. Ons kan enigiets op die ding sit. Dis fantasties. En nou rol ons hom op. Ons rol hom op. Doodgewone opgerolde brood. Hy enetjie. Al 4 van hulle word opgerol met die oopkantjie na onder toe. Hou hom net die oopkantjie want dit is waar ons hom in die olie gaan neersit. Dit lyk nou na niks nie, maar ek gee julle 'n brief. Julle sal net nou sien wat kom hier uit. Okay, daar's die 4tjies. Lyk soos niks nie, maar kyk nou. Nou vat ons die pan. Hoopelik is die olie nou warm genoeg. En begin so 'n bietjie gesels. Hoopelik kan julle hoor gesels hy. Dan so 'n bietjie warmer maak dat hy net so kan lyf kry. En hulle word nou net so 'n minuut, 2 minute lank gebraai en omgedop. So met die op die omdop. Okay. Nou, net kyk, word afgeskakel. Kyk hierdie manne, kyk hierdie manne. O, dit is net op 'n doekie laat die olietjies 'n bietjie geabsorbeer word. Ek het 'n kruietuin en ek glo elke mens in die wêreld moet 'n kruietuin hê. Dan vat jy 'n mooi wit bord en al hierdie verskillende kruie van my en hier selfs spinasie, alles gelos hulle. So mooi sit en hy's lekker warm, so oppas, daar is hy. Kyk, hier kom my kaas. Kyk, hier kom my kaas. Woer! Dis so mooi neer op 'n bordjie. En nog pragtige kruie so. En 'n bietjie vars van daai kruie boor. En ek het 'n balsamiese reduksie by iemand persent gekry. Dit is balsamiese asyn wat so 'n bietjie soeter is. En mens kan hom nogal kos maak so mooi. Soos die grand chefs maak en pak die roosmaryn op. En daar is hy. Is dit nou nie pragtig?